Sê die ou dae is verby, dat mense moet vergeet, maar geskiedenis leef langer as nou. Die spore in die gras het lang al toegegroei. Die bloed op die land het lang al vergaan. Hulle sê die boer se geskiedenis moet stil raak en nuwe stemme moet nou die waarheid dra. Maar my oupa se oupa het die oorlog gesien. Hy het die rook oor die vlaktes geken. Hulle sê ons het alles verloor, maar die hart van die boere leef steeds voort. Nou praat die wêreld van nuwe name en gooi almal in dieselfde kraal. Maar diep binne my leef nog iets meer as politiek of taal. Moenie my noem wat ek nie is nie, moenie my geskiedenis probeer stil maak nie. Ek praat die taal, ek ken die grond, maar my hart dra 'n ou verbond. Ek is nie net 'n naam op papier nie, nie net nog 'n stem in die stad nie. Die vuur van die ou boere leef nog in my. Ek is nie 'n Afrikaner nie, ek is 'n boer. Ek is 'n boer. Julle vergeet van die boere se drome, van stofpaaie diep in die binneland, van boere wat 'n eie wêreld wou bou, met geloof en grond in hul hand. Die Kaap was ver van ons mense se paaie, ver van die oorlog wat voor ons lê. Daarom het hulle noord begin trek, om 'n eie toekoms self te skep. Hulle trek nuwe lyne op moderne kaarte, maar die ou vuur brand nog hier. In die pyn van die kampe, in die sweet van die ploeg, en die stories wat ons boere nog dra. Moenie my noem wat ek nie is nie, moenie my geskiedenis probeer stil maak nie. Ek praat die taal, ek ken die grond, maar my hart dra 'n ou verbond. Ek is nie net 'n naam op papier nie, nie net nog 'n stem in die stad. Die vuur van die ou boere leef nog in my. Ek is nie 'n Afrikaner nie, ek is 'n boer. Ek is 'n boer. Ek is 'n boer. Hier staan ek nog, met die taal in my mond en die geskiedenis in my bloed. Ek is 'n boer.
is 'n boer. Ek is 'n boer. Ek is 'n boer. Boerevriende en mede volksgenote, baie welkom en eerstens wil ek vir julle baie dankie sê vir die ondersteuning wat julle my gee met my YouTube kanaal die afgelope paar jaar. En soos julle weet, is ek al meer as 20 jaar besig om die waarheid rakende die boervolk se geskiedenis by mede volksgenote soos julle uit te kry en te vertel en te gaan vervulling, en ook wonderlike mense op my pad wat ek ontmoet, wat ook hulle deel bydra met hulle vertellings. Nou, ek het al dikwels gesê op baie van my opnames, ek doen baie van hierdie goed uit navorsing uit. Jy kan nie net met 'n kamera gaan stap en iets gaan doen en nie seker is van jou saak en daardeur mede volksgenote mislei deur onwaarhede nie. So ek probeer regtig van my kant af om so ver moontlik vir u die regte inligting te gee wat daar gebeur het. En ek het ook dikwels al gesê, ek is nie volleerd nie. Ek leer elke dag. En as ek uit navorsing uit 'n sekere dokument of dokumentêr gedoen het en die inligting kan verbeter word deur nuwe inligting wat na vore kom deur u wat na hierdie programme kyk, dan pas ek daardie dokumentêr aan sodat ons die regte goed by ons mense kan uitkry wat het presies daar gebeur. Nou ja, ongelukkig is daar hierdie sogenaamde profete en ek noem maar sommer Bulldog Deborah de Rigter, want die arrogansie wat sy gehad het om nou op YouTube, want ek dink nie sy het genoeg huiswerk om haarself besig te hou nie en haarself ook 'n profeet te noem. En ek sê nou met hierdie opname dat sy 'n bose profeet is. Want sy maak asof sy weet wie en wat Siener van Rensburg werklik is. Nou, so 'n hele klompie jaar terug het ek, na ek die reeks voltooi het met die 7 jaar se vervullingwerk oor die konsentrasiekampe, wou ek 'n opname gemaak het oor Siener van Rensburg. Nou as dit nie vir my 'n bewys is dat ek dit moes gedoen het en dat mense oor my pad gekom het, soos wat die Skepper dit wou gehad het, dan verstaan ek nie waarom doen ek hierdie goed nie. En so het ek en my vrou een oggend 4 uur hier van Rodepoort afgery Ottosdal toe. Ek het nog nooit enige van Siener se boeke gelees nie, ek stel ek nie belang om dit te lees nie, in die sin van, weet jy wat, na ek die opname by Andries Raad gedoen het op Brandfort, en gesien het wat daar neergeskryf was, het sy deur sy dogter en deur Boy Moesman, is dit en ek vrees aanjaend oor goed wat hy gesien het deur middel van sy visioene. Nou, ek en sy is hier af Ottosdal toe. Nou het ek maar gehoor, mense praat so oor Siener, sê hulle, ja, jy weet die treine gaan staan en dit gaan chaos wees in die toekoms ensovoorts ensovoorts. En ons ry toe nou op daar na Ottosdal stasie toe. Toe ek by die stasie kom, toe is daar so 'n paar ou goedere trokke wat daar is. By meeste van hierdie klein plekkies, daar was spoorweghuise gewees met spoorwegmense wat hierdie plekke bedien het. Die huise is afgebreek, so ek het uitgeklim met my kamera. Het was seker omtrent hier 7 uur die oggend gewees. Nou ja, uit gewoonte uit, ek moet vroeg eet in die oggend en ek sê toe vir haar, wel, kom ons gaan kyk of hier 'n wimpie is. Ons ry toe af in die dorp in, ons ry, sien niks, geen wimpie nie. Maar op 'n hoek is daar so 'n winkel, 'n Portugese winkel. Ons sien hy's oop, stop daarso. Nou op daardie stadium het ek net 'n kaartboek by my gehad. Ek het nog nie hierdie slim goed wat hulle in die motor sit en dan
sit jy nou jou GPS koördinate daarin en dan vat hy jou nou na die plek toe nie. So op daardie stadium het ek nog nie eens geweet waar is Sendelingsfontein, waar het Sine van Rensburg gebly nie ensovoorts. Maar ek en sy is toe hier binne in die winkel in en ons vra vir hulle, jy weet, gewoonlik het hulle nou maar vis en chips of Russian and chips en so aan wat hulle daar maak. Ek vra toe vir hulle, kan hulle vir ons asseblief toasted broodjies maak? Hulle sê ja, ek sê, kan julle vir ons koffie ook maak? Die saak is reg en ek staan langs daar en ek kyk so 'n bietjie rond. En terwyl ons vir dit wag, sien ek daar kom 'n jong vrou by die deur ingestap en ek sien sy koop die rapport en sy koop melk en sy koop brood. En ek gaan na haar toe en ek groet haar vriendelik, ek sê goeiemôre, ek is Rudy Rousseau. Sê vir my, woon jy hier? So sy sê vir my ja, ek sê kan jy dalk vir my sê waar is Sendelingsfontein? Sy vra vir my hoekom. Ek sê daar so baie gepraat, weet oor Sine van Rensburg. Ons weet so min van die man. Waar bly hy? Ek wil graag hierdie goed kom afneem, wil graag 'n dokumentêr maak oor hierdie. Dit wat ek nou vir u sê, is die absolute reine waarheid. Sy kyk so vir my en sy sê vir my, my pa is die agterkleinseun van Sine van Rensburg. Ek staan daar, ek slaan eintlik hoendervleis uit. As dit nie van die Skepper was, dat sy op hierdie dag ons daar binne in hierdie winkel moes ontmoet het nie, dan weet ek nie. Sy vra toe, waar gaan ons nou heen? Ek sê wel, ons het nou broodjies en koffie bestel, so ons gaan eet. Ek het 'n ou padkaartboek hierso, dan gaan ek dit maar soek, weet waar dit is. Sy sê vir my, wil julle nie saam kom kerk toe nie? Ek sê, Jessie man, ons is nou nie aangetrek nie. Sy sê, maar dit maak nie saak nie, dan ontmoet jy my pa, oom Okkert Botha. Nou oom Okkert was daai tyd seker net so onder die 80 jaar. So toe kerk toe, hier kom hulle ingery met die bussie, klim uit, ek gaan groet, ek stel myself voor aan oom Okkert. Hy sê ons gaan eers kerk toe en so en dan kom julle saam huis toe. En julle gou 'n bietjie kom koffie drink en dan gaan wys ek julle. En so het dit gebeur. So het hy ons toe nou 10 km uit die dorp uitgevat waar Sine van Rensburg begrawe is, die Van Rensburg Kerkhof. Hy het ons gewys waar is Visioen koppie, ek het saam met hom op hierdie koppie gesit en wat 'n ongelooflike belewenis. En as julle belangstel om weer op so 'n toer te gaan, wat ek nou al 'n paar keer gedoen het Ottosdal toe, laat weet my gerus, ek doen dit met die grootste liefde. Daar's natuurlik nou ook maar onkostes, want ek werk vir myself so, maar dit kan gereël word. Nou, ek wil nou vir hierdie Deborah de Rigter sê, ek glo nie in jou lewe, was jy al ooit op Ottosdal gewees nie. Want dit wat jy kwytraak op YouTube, is eintlik om van naar te word. Jy wat jouself 'n profeet noem, oor sekere goed wat jy voorspel het, wat waar geword het. Weet jy wat ons sit met ongelooflike mediums vandag, ons sit met televisie, ons sit met koerante, ons sit met fone, wat vir ons al die inligtinge goed stuur, en dit is maklik, jy Deborah, om jou oortjie uit te leen, hier ietsie te kry, daar ietsie te kry, en dan van dit, soos ek nou in goeie Afrikaans vir jou gaan sê, net 'n hele pot snot bymekaar maak, oor hierdie man, wat 'n absolute groot man was in die boerevolk se geskiedenis, rakende die visioene wat hy gesien het. Wel, ek was so oorweldigend geweest die dag toe ons daar was by Sine se graf, dat ons 'n week na dit weer teruggery het. Toe het hy ons gaan wys, hy het later blykbaar beroerte gekry, sy oom het na hom gekyk, en nie ver van die graf af nie, is die ou mirasies en die goed wat daar is, en wat 'n ervaring, jy weet, om op te stap by Visioen koppie, toe oom Okkert ons vertel het, ja, hy het eendag hierso gesit, skape opgepas, blykbaar oor die, weet nie hoe, maar dit was baie skape gewees, en hy sien toe in sy geestesoog, daar steek 'n verskriklike donderstorm op. En omtrent 'n dag of daarna, slaan die weerlig 200 van sy skape dood. As jy by die koppie staan, dan kyk jy ook oor wat sy pa en sy oom en hy, jy weet, in die ou dae, as jy 'n dam wou gemaak het op die plaas, dan het jy nou 'n bees of 'n perd ingespan, dan het jy so halwe tipe van 'n krywa pan gehad, dan het jy agter hulle geloop, en dan het jy die grond opgeskep, en dan het jy dit uitgegooi. Die dam
wat hulle gebou het is nog steeds daar. Mense, dis 'n ongelooflike ervaring. Ek het baie met videomateriaal. Die ou kraal wat hulle daar gebou het. Nou kyk, ek dink in my jong dae was ek ook daarom redelik sterk. Baie op die mynhope rondgespeel, weet klippe gegooi, weet sulke tipe goed. Maar daar lê boulders, nee, massiewe groot rotse, wat hulle op moes getel het met hulle hande, wat hulle in hierdie kraalmuur gepak het. Dis verstommend om daarna te kyk, hoe hulle, jy weet, in daardie jare gelewe het. Nou goed, Andries Raad het jare terug begin met sy navorsing na hy die boek geskryf het, Die Vierkleur Wapper Weer. En wonder bo wonder, Sine van Rensburg het 'n boesemvriend gehad met die naam van Boy Moesman. Nou Boy het op 'n plaas gebly met die naam van Langlaagte. Ek was daar, ek het 'n hele dokumentêr oor dit gedoen. En op die uiteinde was hy begrawe in Vryburg. Nou die baie bekende Japie van Sail, wat ook allerhande visioene en goed sien in hierdie land en spellings in die goed maak en dan word dit nie waar nie. Jy weet, het ons die dag daar ontmoet. Hy het ook nie eens geweet dat Boy Moesman daar begrawe is nie en ons het hom toe gaan wys, weet waar die graf en die goed is. En dit was eintlik vir my 'n werklike skande dat die Moesman familie, en daar bly baie van hulle in die Swazilandse distrik, jy weet, glad nie omgee vir iemand wat sulke groot werk gedoen het vir ons volk, om daardie plek, daardie graf van sy oupa en sy ouma, net 'n bietjie mooi netjies te gaan hou nie. Om 'n lang storie kort te maak, Andries Raad het toe nou begin om navorsing en goed te doen. Nou Boy Moesman se dogter, mevrou Nelly van Sail, sy is ook in hierdie dokumentêr wat ek hierna vir julle gaan wys. En in daardie tydperk toe was Jan Smuts die eerste minister gewees. Die boeregeneraal, die verraaier wat ek al so dikwels van gepraat het. Omdat in sy huis in Irene, as jy nog nooit daar was nie, gaan maak gerus 'n draai daar, so ek weet nie of hulle nou al die ding afgehaal het nie, maar ek het dit afverfilm, het daar gestaan. Die dag toe hy oorgeloop het na die Britte toe, het daar 'n skering in die boerevolk gekom. En daarby glo ek, dat dit die skering was tussen Afrikaner en boervolk. Nou ja, hy het ook toe nou daai tyd gestaan, en daar was 'n groot verkiesing gewees tussen die natte en die sappe daar in Standerton. Ek gee nou maar net vir julle 'n bietjie hierdie agtergrond. En hy het vir Sine van Rensburg kom sien op Ottosdal. En hy het vir Sine van Rensburg gevra, hoor hierso, jy weet, wat gaan nou gebeur met hierdie verkiesing? Gaan ek dit wen? En Sine het vir hom gesê, omdat jy oorgeloop het na die Britte toe en jou volk in die steek gelaat het, gaan jy nie hierdie verkiesing wen nie. En dit was so gewees, hy het dit verloor saam met sy party. Nou ja, voor dit het Boy Moesman toe nou 160 km te perd gery van sy plaas af na Ottosdal toe. Nou dat ek vir jou sê, dit sit nie meer vandag in ons broek nie, om 160 km te perd soontoe te ry en weer 160 km terug te ry nie. Maar tydens sy kuier by Sine van Rensburg, die skrywes van hom is amper soos die bloemlesing wat ons op skool gehad het. Daar het hy al die visioene, sodra Sine dit gesien het, het hy dit neergeskryf. Nou in daai tydstip was daar 'n koerant met die naam van Die Vaderland. En hy het toe nou vir hulle, elke week, dan stuur hy nou maar vir hulle van die visioene en die goed wat hy gesien het. En Jan Smuts kom toe nou hiervan te hore. En hy besluit toe, nee, hy gaan nou 'n besoek aflê daar by Sine van Rensburg, en Sine het om te vertel, hy gaan die verkiesing en die goed, jy weet, verloor. En hy wonder toe nog maar, wat het Sine alles kwyt geraak. En hy weet toe van Boy Moesman, want hy het ook vir hom 'n brief gestuur, om te sê, weet jy, dankie vir die goeie werk wat jy doen met jou skrywes aan die koerant. En hy stuur toe sy regeringsmagte daar na Langlaagte toe, die plaas waar Boy Moesman gebly het. En hulle wil toe nou hierdie visioene in die hande kry. Nou ek glo dat ons Skepper vir Boy Moesman gewaarsku het, hy die goed toe nou gaan wegsteek. Aan die ander kant, dis nou maar net 'n grappie, maar ek dink toe hy was baie bly geweest, want hulle het natuurlik daai hele plaas van hom, hy het omgespit. En na hulle dit gedoen het, kon hy nou maar lekker aardappels geplant het en die goed kon gegroei het. So hy het nie eens die moeite gehad om te gaan ploeg nie.
Maar so is daai stukkie geskiedenis toe nou weg daarso. Na Boy Moesman dood is, het sy dogter Nelly van Zyl dit geërf. En terwyl Andries Raad besig was met sy navorsing ook, toe kom Adrian Snyman. En hy begin toe ook nou hierdie visioene en goed skryf. Nou, Adrian Snyman, as ek so 'n bietjie van hom kan vertel, ek wil hom baie graag ontmoet het, want daar's baie kontroversie oor sy sogenaamde baie visioene wat hy ontleed het oor Sine van Rensburg. Om terug te kom na Andries Raad toe, mevrou Nelly van Zyl het toe nou te hore gekom dat Andries Raad besig is met hierdie navorsing, so sy vra toe vir hom, ja, wil jy nie my pa se boeke hê nie? Nou kom dat ek vir u sê, ek het hierdie boeke in sy huis op Brandfort in my hande gehad. Jy weet, dit is 'n onwerklike gevoel wat jy kry om te dink dat hierdie ou die voorreg gehad het om 'n man so Sine van Rensburg wat godvreesend was, wat glad nie, jy weet, enige ding probeer doen het om die volk te benadeel nie. Maar dit wat hy gesien het, het hy dit met die volk gedeel en sy dogter het toe daai visioene en goed neergeskryf. En so het Andries Raad se navorsing en goed begin oor Sine van Rensburg. Maar met die vertellings en my vriende wat ek ook ontmoet, was al baie keer gepraat oor Sine van Rensburg en ek kontak toe vir Adrian Snyman in Calitzdorp. Vra toe vir hom, ja, ek wil graag 'n onderhoud met hom doen. En sy woorde aan my was gewees, ek doen nie onderhoude nie. Nou daar's baie vrae wat ek graag vir hom sal wil gevra het, en nou, wat maak 'n mens? En soos wat die tyd aangaan, leer 'n mens en jy hoor mens, jy weet, mense praat. En toe kom ek op die Slopson. Hy was toe 'n joernalis by die Burger Koerant gewees. Nou, julle weet hoe is joernaliste, hulle verdraai 'n storie om die ou wat eintlik skuldig is, die held te maak. Nie almal nie, maar baie van hulle. En dis presies wat Adrian Snyman gedoen het. So as hy vir my 'n onderhoud gegee het, so ek 'n paar vrae gevra met hom, en dit het toe nou deur die mat geval. Hy het toe nou gesien, hoor hierso, maar die mense begin nou lekker eet aan hierdie goed wat hy kwyt raak oor Siener. Jy weet, hierdie visioen sê, maar dit en dit en dit gaan gebeur, en daai visioen sê, maar dit en dit en dit gaan gebeur. Nou, as jy, soos ek en baie van die ander mense wat my ouderdomsgroep is, in die weermag was, dan het jy baie goed geleer. Nee, wat gebeur voordat 'n burgeroorlog in 'n land plaasvind? Daar's baie goed. Jy hoef nie 'n slim kop te wees om vandag te sien wat eintlik aangaan in hierdie land nie, en hoe ons verraai is deur die Nasionale Party en die Broederbond en natuurlik ook die Vrye Messelaars. En ek het die vraag gevra en ek lees dit in 'n opname wat ek op my kanaal gaan sit. Wat was die rede gewees, waarom het ons die Tweede Vryheidsoorlog verloor? Ja, in die eerste plek, ons het nie die geloftes eerbiedig nie, maar die aandeel met die vrye messelaarry wat daar plaasgevind het, en baie van die boere-generaals vrye messelaars was, is 'n baie groot punt, wat ons kan sê, weet, dit was een van die vele punte wat daar was, hoekom ons die Tweede Vryheidsoorlog ook verloor het. Nou ja, ek is daar by Andries Raad, en ons begin toe so praat, weet, oor Adrian Snyman, en oor die goed wat hy toe nou geskryf het, en net om vir julle een voorbeeld te gee, nee, hy het in een van sy boeke geskryf, toe Nelson Mandela, die dag as Nelson Mandela doodgaan, dan gaan hy in staatsie lê. Nou, die van julle wat nie weet wat staatsie beteken nie, is sy kus gaan in 'n openbare galery gehou word. Ek dink baie van julle dalk op televisie gesien, en dan kan die hele nasie nou daar verbystap en nou kyk en basies groet en dan uitgaan by die saal, en dan sal hy begrawe word en so, en dan gaan alle hel losbreek in Suid-Afrika. Dit is nou die nag van die lang messe, en dit is waar hierdie Deborah, die rigter, ook nou sin speel van, hoor eens wat, dit gaan nou gebeur en dit gaan nou gebeur. Vertel ons iets wat ons nie weet nie. Lang storie kort te maak, weer eens, en toe gebeur dit nie.
En dan, met baie van sy boeke, op die laaste gedeelte, dan sê hy, goed, in my vorige boek het ek nou dit en dit voorspel volgens siener, maar dit het nou nie gebeur nie. Maar dan los hy jou met 'n raaisel, maar goed, ek gaan vir jou, in die volgende boek gaan ek vir jou dit skryf. En waarom? Net om sy volgende boek te verkoop. Nou so het dit gebeur, dat niemand, en daar's baie sogenaamde profete wat kammersdag die visioene van Siener van Rensburg kan uitlê. Nou kom dat ek vir jou sê. Nee, en ek haal Andries Raad se woorde aan en ek stem 100% saam met hom. Niemand kan enige van sy visioene uitlê, behalwe Siener homself nie. Moenie goed sê wat jy weet, jy kan nie staaf nie, want jy het nie die bewyse nie. Jy's nie 'n siener nie. Ons weet waarheen Suid-Afrika op pad is. Wanneer verval 'n land in totale anargie? Die dag as daai mense wat in beheer is van daai land nie meer vir hulle mense kan sorg nie. Hoef nie 'n genius te wees nie. Ons het hierdie goed al in 1984 geleer met ons weermag opleiding. Gaan luister 'n bietjie na ou manne wat hulle verhaal vertel oor destyds wat ons al voorsien het in die toekoms. Een voorbeeld, ons gaan Angola toe, slaan hy die bane en MPLA, ons maak hulle plat. Ons kon die hele Afrika eintlik skoongemaak het, daai tyd het hulle ons toegelaat, want dan kom die regering, nee, wow, nee, ons kan nie nou dit doen nie, ten koste vir baie van ons jong manne, wat dood is op die grens. En dan kom die rooi gevaar weer, en dan moet ons nou gaan veg, en alles en so aan, en dan is ons hulle pak slaag, nee hoor, jy moet nou nie verder aangaan nie, jy weet, ons moet nou maar weer 'n bietjie briek aandraai, so het ons nooit die oorlog gewen nie. Ek en 'n paar vriende van my, iemand my laat weet het, van die verskriklike toestand van die konsentrasiekamp Kerkhof op Winburg, laat weet my en ek ry af soontoe en ek maak 'n opname, hoe verskriklik vieslik lyk dit daarso. Al die vrouens se kinders, oor die 700 wat daar gesterf het. Ek reël toe met mede volksgenote soos julle met 'n skoonmaak aksie daar by Winburg. Ons gaan soontoe. Nou in my tydperk toe ek hierdie konsentrasiekampe verfilm het ek dikwels probeer om vir Andries Raad in die hande te kry. Daar was 'n telefoonnommer met 'n antwoordmasjien, ek het nooit my oproepe beantwoord nie. Ons is al besig met die bossiekappers en hier lê my foon en raai wie is dit? Andries Raad. Ek het amper op my rug geval. Dit was toe nou vir my eintlik 'n lekker gewees om 'n oproep nou van hom af te kry. En hy sê vir my, hoorie so Rudy, ons moet 'n plan maak om Adrian Snyman te stop oor die twak wat hy kwyt raak oor Siener van Rensburg, want hy maak nou soos Deborah de Rigter in Nostradamus. Sy versprei goed, en daar's nie net jy nie, Deborah, daar's ander hierdie sogenaamde sieners wat 'n klomp twak versprei. En dit is een van die goed wat ek vir Adrian Snyman gesê het ook, en toe spring sy skoonseun van die vluglanders, die sogenaamde Suidlanders, ook aan boord om te sê, ja, Rudy Rousseau en Andries Raad het nou 'n vete teenoor sy skoonpa, en bla bla bla, stuur hierdie boodskap hele wêreld te goed vol. Nou, ek wil nou net vir Gustav Miller sê, 'n boer vlug nie. Ek ken geen boere in die Tweede Vryheidsoorlog wat gevlug het, hulle daar vasgestaan tot op die einde toe. Want hulle het 'n skepper, wat hulle beskerm het. En so sê ek nou vandag weer, daar's niemand wat Siener van Rensburg se visioene kan uitlê nie, behalwe homself. En Adrian Snyman het gesien dat die volk hierdie goed wat hy kwyt raak in sy boeke so soetkoek opvreet, om beweringe te maak wat Siener voorspel het en gesê het, en dit nie waar gebeur het nie. En hy was besig. En as jy daai boek het, en dan raai ek jou aan, raak ontslaaf van daai boek. Want vir my is daai boek minder werd as 'n toiletpapier, of 'n toiletrol.
Hy was besig gewees om 'n vrees en angsbevangenheid by ons mense in te kry, om goed te sê wat nie waar is nie, om voorspellings te maak, wat nog nooit waar geword het nie. Ja, daar is per toeval goed wat al gebeur het in Siener se tydperk. Maar om dit pertinent op skrif te sit en om te sê, dit gaan gebeur, dit gaan by 'n vereniging gebeur. Jaapie van Sail wat kwyt raak om te sê, ja nee, kyk nou net, Rusland gaan nou daar atoombomme gooi. Nou met hulle geveg hierbo in Kuwait. Wat het gebeur? En snaaks, elke keer kom daar 'n nuwe boek van Adrian Snyman uit, die emmer val om. Elke keer met nuwe visioene. Nou, waar kry hy al hierdie goed vandaan? Deborah, ek het nie nodig om leuns aan die boerevolk te verkoop of te vertel nie. Ek is 'n bietjie ouer as jy. Nee, jy het nou die dag die lig gesien. Jy probeer, om te kyk hoeveel maatjies jy nou kan kry, soos onder andere TV Wessels, want ek glo julle tweeetjies het met mekaar gepraat, waar hy ook nou iewers skielik vandaan kom, om te sê, ja, wie is ek om te sê, generaal De Wet was 'n vrye messelaar, en al hierdie ander boere generale. Dis tyd dat julle wakker word. Ek het glad nie julle name genoem, op enige van hierdie opnames nie. Want op hierdie stadium is dit nie, wat is die woord tog? Julle is dit nie waardig om julle name te noem nie. Want julle is besig om te kyk hoe oulik kan julle raak. Vir iemand wat gaan en sê, Rudy Rousseau praat twak oor hierdie boere generale wat nou kom ons dag vrye messelaars was met 'n bottel brandewyn. Kyk maar 'n bietjie, hy gaan dit dalk nou verwyder van sy opnames wat hy gedoen het. Jammer, dit werk nie so vir my nie. Om terug te kom na Wimburg toe. Andries Raad vra vir my, kan ek hom nie help om 'n opname te maak, dat hy sy kant kan vertel oor wie en wat Siener van Rensburg werklik was nie. Nou, mevrou Nelly van Sail het toe daai boeke van haar pa Boy Moesman vir hom gegee. En uit daai hele versameling, waar hy nou van Adrian Snyman se goed gevat het, sy eie navorsing plus die van Boy Moesman, het hy 'n ongelooflike boek geskryf, Die waarheid oor Siener van Rensburg. Ek het 'n 9 deel dokumentêr vir hom verfilm, en in die eerste opname het ek gesê, ek is nie 'n Siener mens nie. Ek respekteer dit, dat hy 'n man van God was, dat hy hierdie visioene goed gesien het, maar die Bybel wat ek lees, verwag God van jou as 'n Christen, om elke dag ten volle te lewe, en om nie vreesbevange te word nie, wat jy Deborah, en hy besig was, en nie net, maar van die ander sogenaamde profete ook, vir ons mense vertel, weet wat in die toekoms gaan gebeur nie. Niemand kan sê wat in die toekoms gaan gebeur, behalwe ons Skepper nie. En so het ek hierdie 9 deel daar by Andries Raad verfilm. Dit was vir my 'n ongelooflike ervaring. Dit het my soveel meer breër kennis gegee van Siener van Rensburg. En so het ek en hy 'n toer gereël Ottosdal toe, waar meerdere volksgenote om vrae kon gevra het as gevolg van sy navorsing, waaroor ek baie dankbaar is. En so het ek by hom geleer. So, ek wil net sê, die twak wat julle kwytraak, sal julle moet stopsit. In hierdie video wat ek gemaak het, wat op my kanaal is, het ek gesê, die sogenaamde nuwe profete, wat besig is om leuns te versprei oor Siener van Rensburg, gaan swaar gestraf word. Julle gaan verantwoordelik gehou word vir die twak wat julle kwytraak oor goed wat hy nooit gesê het nie. Wil julle 'n voorbeeld gee? Generaal Dellery. Hy was een middag daar by Siener van Rensburg op Ottosdal, en toe sê Siener vir hom, weet jy Koos, en so TV Wessels, is nie Jan Dellery nie, dis Koos Dellery. As jy nou, ek sien rooi osse hier in die Wes-Transvaal uitkom, betekende die Britte, want hulle het mos daai rooi uniform so goed gedra. Hulle is besig om hier in die Wes-Transvaal uit te kom. As jy nou na so en so plek toe gaan, dan gaan jy 'n groot slag slaan.
Wat het generaal Dellery gedoen? Hy was gehoorsaam gewees. Hy het gegaan. Daarna by Tweebos, wat ek graag wil gaan restaureer, vra dat julle my daarmee moet help asseblief. Ons gaan sommer die aand daar oorslaap, 'n lekker kampvuur maak. Dis 'n ou kleihuis met 'n ongelooflike geskiedenis, dat ek julle miskien ook op een of ander tyd sal vertel. En daar is 'n plek met die naam van De Klipdrif. En daar het generaal Dellery oor die 80 Britse soldate daai volgende dag daar doodgeskiet. So, daar is van die goed wat hy voorspel het, waar hy geen tyd aangetoon het, wanneer hierdie goed gaan plaasvind, daar gebeur in die Wes-Transvaal. So hiermee wil ek ook sê, dat moenie net sy goed gebruik, en dink jy is nou oulik, en nou gaan jy dit verklaar nie. Jy gaan pak slaag kry, omdat jy ook besig is, om mense te mislei oor goed wat nie waar is nie. Die vrye messelaars, Scott Wilson, baie bekende man, hy het 'n program gehad met die naam van Loving Life. Scott is ongelukkig besig om blind te raak, so hy skaal af. Hy het my gekontak, want ek was 'n paar keer op sy program gewees, rakende die konsentrasiekampe. En hy het toe vir my gesê, hy het hierdie waardevolle dokument, wat hy graag aan die mense by Keider Lodge in Rustenburg wil skenk. Nou, wat 'n ongelooflike plek. Daar is nie 'n museum in Suid-Afrika waar die memorabilia het rakende die Tweede Vryheidsoorlog as wat hierdie lodge het nie. So het Scott Suid-Afrika toe gekom, hy het my ook gevra, ek moet hom na plekke toe vat wat hy nie van weet nie, so het ek het gedoen daar in Swart Riggings, waar generaal Dellery hulle ook 'n helse pak slaag gegee het. En ons was die dag daar by die lodge gewees. Ek het dit verfilm, want hy het hierdie materiaal saam met hom gevat vir sy program in Australië. Hy is 'n Suid-Afrikaner. En toe ons nou klaar is met die opname daar, toe gaan wys die eienares vir ons 'n plek, en hier kom ons in die Freemason Room. Ek was verstom gewees. Ek het al die jare, daar nou 'n man is wat 'n boer is, soos generaal Koos Dellery, is dit dan generaal De Wet. En my verbasing was gewees, hierso is sy naam, hy was ook 'n vrye messelaar. Nou, u gaan vir my vra, en dit is wat TV Wessels ook gesê het, waar is my bewyse? Net dat hy 'n vrye messelaar was, en die res van hierdie boere vrye messelaars. In dieselfde asem wil ek sê, gee my jou bewyse dat dit nie so is nie. Ek het hierdie opname, waar ek vir julle uit 'n boek uitlees, daar's baie boeke geskryf oor boere wat vrye messelaars was. 4 jaar terug het ek die voorreg gehad om St. Helena toe te gaan. Hulle het 2 Freemason lodges op die eiland. Die een het in 1900 toegemaak, die ander een is nog steeds daar. Hulle het my toestemming gegee om die boek af te neem. Julle sal verstom wees hoeveel boere se naam verskyn in hierdie boek by hierdie lodge op die eiland 3.500 kilometer van Kaapstad af. Dat hulle miskien 'n verkeerde keuse gemaak het, is so, dat hulle nie geweet het waarvoor die vrye messelaar staan nie, dit is so. Ek is nie kwaad vir hulle nie, maar dit was vir my, soos hulle in Engels sê, 'n eye-opener om al hierdie name en goed hierso te sien. Maar ek het dit al reeds gesien toe ek op die eiland was. So het generaal Piet Cronje by Paardeberg, nadat hy nie vir generaal De Wet wou geluister het nie, het hy daar oorgegee met 4000 man. Hy is Kaapstad toe, by Groenpunt aangehou, na die eiland toe St. Helena. En daar het hy op 'n lekker plekkie gebly met die naam van Kent Cottage, wat ek ook die voorreg gehad het om te gaan besoek. Ongelukkig, die plekkie is toegegroei, daar bly iemand daarso, maar daai persoon was seker jare laas daar gewees. Hy kon dit nie gewaag het om die boerekruisgevangenes by Deadwood en Broadbottom kamp te gaan besoek nie, want hulle het vir hom gesê, kom ons gee pad nou hierso,
Hier is die ontsnappingsroete by Paardeberg en hy wou nie geluister het nie. En my gevolgtrekking is dat hy dieselfde aansien wou gehad het. Hy het 'n geweldige slag geslaan by Magersfontein. Maar generaal De Wet is iemand wat jy met rekenskap moes gehou het. Hy wil dalk self dieselfde aansien gehad het as wat generaal De Wet gehad het. En daarom was hy arrogant geweest om nie te luister nie. So, as julle, ek het nêrens gesê, hulle is, ek het bewyse dat hulle vrye messelaars is nie. TV Wessels, moenie woorde in my mond sit nie. Ek is 'n bietjie ouer as jy. Ek is nie jou maat nie, ek is jou pa se maat. En as jy nie respek het vir ouer persone nie, dan dink ek, ja, ek moet dit nou vir jou sê, jy moet terugklim in jou bussie. Jy en jou maatjies, wat gedink het, julle is rammetjie uitnek, toe julle by Groblersdal, gegaan het en gedink het, ja, julle kan nou maar maak wat julle wil, het julle eintlik die Bittereinders se naam weggegooi. Ek het so 'n paar van jou opnames gekyk, jy lyk na 'n baie goeie jong man. Nee, maar ek dink net jy's onder verkeerde invloed, en kom nie by die regte mense uit nie. Ek sê nie ek is reg nie, ek leer nog elke dag. Maar ek dink net voordat jy weer so 'n bewering maak seker van jou feite. Net so min as wat ek die bewyse het, dat hulle wel vrye messelaars was. So het jy ook nie die bewyse dat dit nie so is nie, net soos wat ek dit ook nie het nie. So, Deborah, vir jou, jy het my mos vergelyk met 'n hond, dit is seker nou maar my reg ook, sonder benadeling van my regte, om dan vir jou te sê, ek dink jou nuwe bynaam moet wees Bulldog Deborah de Rigter. Want voordat jy weer, enigiets kwytraak oor Sine van Rensburg, voordat jy weer gaan sê oor die leuns wat Rudy Rousseau versprei, dink ek moet jy baie mooi pas op. Jy was voorblad nuus in die rapport gewees so 'n paar jaar terug. Baie mense onthou dit. Met goed wat jy kwyt geraak het, wat jou baie amper duur te staan gekom het. Ek vra namens die boervolk, moenie weer goed kwyt raak en om te dink jy is 'n profeet. Om te sê, dit wat Sine van Rensburg gesê het oor sy visioene is die waarheid nie. Net vir jou ding sê, tydens Boy Moesman se kuier by Sine van Rensburg, wou hy al die visioene van sy dogter en ook wat hy neergeskryf het in 'n boekvorm gesit het. Toe die Van Rensburg familie gesê, nee, hulle het iemand wat dit gaan doen, en die dominee is op Dullstroom. Nou, as ek vir jou sê, waar is Ottosdal en waar is Dullstroom? Dit is baie ver uit mekaar uit. Dit het ook nooit gebeur nie. Daar het, soos wat ek verneem het, struwelinge gekom in die Van Rensburg familie. En as hulle hierna opkyk, asseblief kontak my, dat ons dit ook kan regstel. Dit wat aan my vertel was, dat daar struwelinge by mekaar gekom het, want daar kon nou geld gemaak gewees het uit hierdie boek met al hierdie werklike neergeskrywe visioene wat Siener gesien het. En hierdie boek is toe nooit geskryf nie. Daar het mense gegaan en goed gaan skryf sogenaamde visioene oor Siener wat onwaar is. Ek stem saam met Andries Raad. Die enigste persoon wat enige van sy visioene kon uitgelê het, was Siener van Rensburg. As jy kan 'n toerreël na Ottosdal toe, daar's 'n baie oulike lodge waar hulle heel wat kamers so goed het waar ons kan gaan bly. As jy belangstel in so 'n toer, dan gaan wys ek jou. Toe ek die eerste keer daar by daai man se graf staan, het ek hoendervleis gekry. Ek het saggies in my hart gesê, dankie, dat jy volgehou het. Hy is deur die hele Anglo-Boereoorlog, sonder 'n geweer, maar met net sy Bybel. Pas op vir hierdie valse profete, moenie mislei word nie.
Ek ken nie alles nie. Ek weet baie goed, maar ek leer nog elke dag. Wees waaksaam teen hierdie mense wat sê, hulle is nou die kenners, hulle is die profete wat hierdie visioene kan uitlê. Jammer, dit is so onwaar, as wat daar 'n pot goud aan die einde van die reënboog is. Jy is baie welkom om my te kontak. Hier is my telefoonnommer. Ek help graag, ek praat graag, maar ek wil ook hierby sê, ek gaan nie my ander wang draai, soos wat die NG Kerk sê, jy weet, as die vyand jou op die een wang geslaan het, draai maar die ander wang ook. As ek aangevat word oor die sogenaamde leuns wat ek versprei, wat ek nie gedoen het nie, ek gaan nie stil bly nie. As jy Bulldog Deborah de Rigter dink, en jy TV Wessels, wat nie eens my van kon regspel nie, dink ek los dit net so. Hierdie is my laaste waarskuwing aan julle. Ek is 'n sterk baba. Ek gee nie maklik moed op nie. Ek is 'n persoon wat vergewensgesind is. As jy my bel en vir my sê, ek is baie jammer daaroor, vergewe jou, maar moenie verwag nie dat ek hier moet stil sit en beskinder word en vertel wat 'n leenaar ek is. Hierdie jaar is dit my 16de jaar as geloftefeesspreker. 16 jaar waar ek die waarheid wat by Bloedrivier gebeur het met mede-volksgenote deel. So, ek is nie hier om mense te belieg nie. Ek is hier om die wonderlike geskiedenis van die boervolk, hoe swaar dit ook al gegaan het, hoe daai vrouens in die konsentrasiekamp nie vir hulle mans gesê het, min wetende dat sy kinders al oorlede is en gesterf het in daai kamp. Moenie opgee nie. Hou aan veg. God sal saam met julle wees. Ek beskou my as 'n boer. Ek deel die waarheid met volksgenote wat geskiedenis waardeer en wat strewe daarna is, wat strewe om die werklikheid en die waarheid te hoor. Mede-volksgenote, baie dankie. Dankie ook vir julle ondersteuning. Dankie ook vir die bydraes as ek sê ek gaan 'n plek skoonmaak. Ek glo nie hierdie twee mense het al ooit hulle hande vuil gemaak by enige van die boeremonumente nie. Wees versigtig. Verwyder jouself van hulle ledetal, want jy gaan jouself benadeel hiermee. Ek wens jou 'n mooi en 'n geseënde dag toe. Siener van Rensburg was slegs 21 dae op die skoolbanke voordat sy pa hom huis toe laat kom het om die skape op te pas. En terwyl hy sy dae tussen die skape deurgebring het, het hy met groot moeite en inspanning die Bybel bestudeer en soos 'n Dawid van ouds gebid en met God gepraat. Kyk, daar's geen twyfel aan dat die siener absoluut 'n gelowige mens was nie. Hy het net sy Bybel gelees en volgens sy hele lewe was die een uitstaande eienskap sy geloof. In 1882 het hom Niklaas saam met sy jonger broer onder generaal Piet Joubert aan 'n strafekspedisie teen Mapog deelgeneem. By die bekende Mapog-grotte het dit gou duidelik geword dat Niklaas met sy lang, skugtige aardheid en weerstand en geweld geen roem as krygsman sou inhoes nie. Het glad nie 'n geweer gedra nie, so erg so dat toe die rebelle in Suidwes elkeen 'n goue pond kry, het hy nie een gekry nie, want sy naam was nie op die lys van die rebelle nie. Hy het gesê, hy sien, hy kry sy geelperske eers in Johannesburg. Maar tog is hy nooit deur sy mede-kommandolede hieroor verag of verstoot nie. Inteendeel, sy barmhartigheid en opregtheid van bedoelinge het reeds op hierdie vroeë ouderdom
hul respek afgedwing. In 1921 gee 'n anonieme skrywer 'n mooi beskrywing van die boereprofeet se karakter en lewensomstandighede. Oom Niklas se manier van vertelling was eienaardig. Hy begin eers met 'n stukkie geskiedenis uit die Engelse oorlog en hoe hy eers gewaar geword het van sy gawe. En so stadig aan kom hy dan op die teenswoordige toestande. Terwyl hy met sy linkerarm op die tafel leun, word met die regterhand herhaaldelik deur sy baard of oor sy voorkop gestryk. En so nou en dan vee hy ook sy waterende oë af. Dit lyk of sy vertellinge nogal 'n geestesinspanning by hom veroorsaak. Hy sê, nie ver voor nie, dreig daar oor ons volk 'n dik, swart wolk. Maar dis gou verby en aan die ander kant sien dit is goed en gelukkig. Die vlaktes van ons hele land is omgespit en omgeploe. En net hier en daar staan garenbome, britte wat bitterlik ween. Die skrywer en skilder Johannes Mentjies het weer 'n ander interessante siening van oom Niklas en die mense van sy tyd gehad. Die boere van die ou republieke was vir hom tipiese Bybelkarakters. Nie net in hul stoere, bebaarde Ou Testamentiese voorkoms nie, maar ook in hul ganse bestaan wat streng volgens die wil van God ingerig is. Net soos die aardsvaders was alle dinge ondergeskik hieraan. Oom Siener van Rensburg sou gedurende sy lewe 'n belangrike rol in die volksgeskiedenis speel met sy visioene en voorspellings. Sommige daarvan sou talle mense ontstig en hom as verkramp en emosioneel versteurd uitjou, maar die akkuraatheid van sy voorspellings het talle hul woorde laat sluk en ander die skrik op die lyf gejaag. En omdat hy self nie goed kon skryf nie, het hy in 1916 sy dogter Anna gevra om alles op te teken. Want soos hy dit gestel het, En van toe af het ek my dogter gevra om alles neer te skryf, sodat almal eendag sal kan weet. maar Niklas Siener van Rensburg sou 'n visioen hê wat so skrikwekkend was, dat selfs generaal Koos de la Rey gehoop het dat dit niks anders as 'n verskriklike nagmerrie was nie. Ek sien ons manne oor die donker aarde vlug. Dan sien ek ons vroue en kinders in hulle honderde saamgebondel. Ek kan nou nog die gehuil van die kindertjies hoor. Die vroue was op vol verdriet en wanhoop. En soos hulle aangejaag word, sien ek ons huise en lande brand. 'n Vuurgloed van horison tot horison, alles toe onder rook en vlamme. Dit was verskriklik, generaal. Maar wat nog Siener van Rensburg, nog generaal Koos de la Rey besef het, was dat die profeet Nicolaas van Rensburg op daardie nag van 16 Oktober 1899 by Taungs in Bophuthatswana gebore is, skaars 5 dae na die uitbreek van die oorlog. Selfs nie eens die Britse soldate kon in daardie stadium droom van die verskrikking wat Lord Roberts en Lord Kitchener se beleid van verskroeide aarde en moordkampe nog tot gevolg sou hê nie. Tot en met die einde van die oorlog in 1902 sou meer as 26.000 vroue en kinders sterf en meer as 63.000 huise en plase deur brandstigting vernietig word. Siener verloor ook 2 van sy dogters in die konsentrasiekamp op Mafeking. Toe het my ma daar gebly, die 2 sissies is al 2 dood. En ouma Madeleine wil hulle begrawe. Maar sê in die middag, dan kom 'n muilwa. Daar is nie meer kussies nie. Dan draai hulle sommer die ou lykie in 'n kombers en lê hulle dit op die wa. Hoeveel kindertjies, en selfs groot mense, het lewendig geword daar. Vannacht dan hoor hulle daar die doodshuis, so roep hulle. En het sluit hulle weer oop. Nou kry hulle een spesiale oom was omsmit. Hy was al in die 90. En hy is die middag dood en hulle het hom kom haal en hulle het hom weggevat. En daai nag toe kom hy by weer. En hy het direk geloop na sy tent toe.
afloop van die rebellie in 1916 is Nicolaas van Rensburg terug Rietkuil toe, waar hy sy eenvoudige bestaan voortgesit het. Soms het maande verbygegaan dat hy sy held en vriend generaal de la Rey nie gesien het nie. Maar tog het die generaal nou en dan 'n boodskapper gestuur om te hoor wat oom Nicolaas gesien het. Na afloop van die rebellie het Siener van Rensburg heelwat visioene gehad, wat op die politieke en die ekonomiese en die maatskaplike gebeure in Suid-Afrika 'n betrekking sou hê. So byvoorbeeld het hy die mynstakings van 1922 en die geweld wat daarna sou uitbreek, het hy in 'n redelike mate van detail voor die tyd gesien. En so het hy ook byvoorbeeld die omwenteling in die strate van Johannesburg, met verwysing nou na die konflik tussen die polisie en die rebelle, het hy voor die tyd gesien. Die mense kom daar en hulle kom na oupa toe en hulle toe begin my tannie dit afskrywe. Van 1916 af. Sy eers begin skrywe. En hier om Corneels van Nieuwenhuis. Hy was 'n familie van generaal de la Rey. En hy het altyd by oupa dit kom haal. En dan skryf hy dit af. Al die visioene wat deur sy dogter Anna opgeteken is, word vandag by die museum op Lichtenburg bewaar nadat dit deur die familie geskenk is. Talle van hierdie gesigte het Siener ook aan sy vriend Boy Moesman vertel en ook verklarings vir sommige gegee. Kyk, my pa was iemand wat baie intensief belang gestel het in landsake. Hy het gestudeer op Stellenbosch, hy het gekom om te kom rebelleer. En as gevolg van generaal de la Rey, wat sy oom was, sy verhouding met die Siener, het my pa ook baie belang gestel. Trouwens, my pa was seker later vond hy die grootste boesemvriend van die Siener. Meneer Boy Moesman was 'n groot vriend van Siener gewees. En ek glo dat Siener tog met hom sou gesels het oor sy visioene. Ek glo veral waar meneer Moesman skynbare vertroueling van hom was. Oom Nicolaas het baie van sy profesieë in simboliese beelde gesien. Baie daarvan het hy self ook nie verstaan nie. Ander het hy weer verduidelik. Maar sy visioene kan basies in twee soorte verdeel word. Ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens moet besef dat Siener van Rensburg sy visioene in ryke simbole meestal gesien het. Ek sê meestal omdat 'n beduidende deel van sy visioene ook sogenaamde feitelike visioene was. So dat hy byvoorbeeld die feite voor hom sien afspeel. Ek verwys dan besonderlik na die visioen wat hy by Towns gehad het oor die Britse versproeide aardebeleid. Dit het in feite so uiteindelik waar geword. Maar die meeste van sy visioene was in ryke simboliese beelde gesien. En wat interessant is van die simboliek, is die feit dat dit echt Suid-Afrikaanse simbole was. So byvoorbeeld indien hy 'n verkiesing sien nader, het hy 'n dorsmasjien gesien waar die mielieblare waai, naamlik die stembriewe. So byvoorbeeld het hy 'n bedreiging in die pad, 'n politieke bedreiging of 'n politieke teenstander gesien as 'n doringbos. So het hy byvoorbeeld gesien met verwysing na generaal Smit se neerlaag in 1924, hoe hy die doringbos in die pad van die Afrikaner afkap. Bruin, die typiese Afrikaner volkskleur, 'n baard, die typiese eienskap van 'n tradisionele boere-Afrikaner, en waans, typies Suid-Afrikaanse simbole, en natuurlik ook 'n ryke verskeidenheid van dierebeelde wat met die Suid-Afrikaanse natuurlewe verband hou. Ek sou met ander woorde kon sê dat Siener van Rensburg 'n typies Afrikaanse simboliek sy visioene gesien en beleef het, en dat dit vir hom 'n logiese betekenis gehad het, wat hy uit die alledaagse lewe rondom hom kon waarneem. Dieselfde symbool het dieselfde betekenis behou dwars deur sy lewe. Soos byvoorbeeld, wat kan ek noem? Die ekonomie, die geelperske in Suidwes,
die ekonomie, ons ekonomie wat tot niet gaan, het gesê die geelperskeboom, die produktiewe boom, word 'n sipresboom. Aan my pa het hy gesê dat ons geldstelsel sal so min werd word dat jy jou huis daarmee kan uitplak. Nagenoeg 1000 simbole verskyn in Oom Niklaas se gesigte. Sommige van hierdie visioene is nog nie eens verklaar nie. Maar Siener van Rensburg se visioen oor die Swart 15 en die dood van generaal Koos de la Rey sou hom onteenseglik as profeet in ons geskiedenis vestig. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne. Mensenlyding en bitter verdriet, geweld, bloedvergieting en groot siektes. Siener van Rensburg se gawe van profesie het vroeg in sy lewe begin en feitelik eers op sy sterfbed geëindig. Dit het 'n hoogtepunt gedurende die Anglo-Boereoorlog en rebellie bereik. Daarna het dit effens afgeneem en in latere jare weer 'n baie vrugbare periode beleef. Blykbaar het Oom Niklaas altyd sy gesigte in tye van stilte of wanneer hy alleen was, gesien. Oom Niklaas het geen toegang tot die bedrukte media gehad nie. Hy kon in elk geval maar moeilik lees en beswaarlik skryf en het net sy Bybel gelees. Radio het ook nie juist bestaan nie en dus moes sy kennis van die buitewêreld redelik beperk gewees het. Tog het hy feitelik elke groot wêreldgebeurtenis korrek voorspel en kon met gesag praat oor Amerika, Duitsland, Japan, Rusland en Engeland. Maar Oom Niklaas van Rensburg se visioen oor die dood van generaal Koos de la Rey sou hom opnuut in die annale van die boerevolk se geskiedenis verewig. Op Saterdag 14 Julie 1914, skaars 3 weke voor die uitbreek van die rebellie, daag Siener onverwags by generaal de la Rey by sy plaas op. Hy het geweet hy is die draer van slegte nuus, wat die lewe van die geliefde vriend en volksman raak. En die tyding wou hy self oordra. Dan het hy ook vir generaal de la Rey gesê, ek sien, jy kom deur Johannesburg sonder jou hoed. Dan sien hy stofwolk en dan raak generaal de la Rey weg. En dan sien hy 'n swart trein met baie blomme gaan van Johannesburg na Lichtenburg. Dit was basies die hele visioen. En sê, kyk daar, dit moet 'n groot gebeurtenis wees. Want hy sien 'n massa mense die gaan na Lichtenburg. Hy sê, oral sien hy tussen daai massa mense word die vierkleurige huis. Hy sê, treine loop tot in Lichtenburg en daar stop hulle. Hy sê, in Lichtenburg sien ek daar 'n groot gebou met 'n deur aan die suide en 'n deur aan die noorde kant. Hy sê, ek sien 'n massa mense aan die suide kant voor daar die deur. En dit was die hervormerse kerk. Hy sê, ek sien 6 persone die dra in doodkis in daar, maar hulle kom in uit die deur aan die noorde kant. Een van die 6 persone, die steek sy hand uit en ontbloot daar die gesig. En toe die gesig ontbloot, is dit Oom Koos de la Rey se gesig. Nou dit het plaasgevind met die begrafenis van Oom Koos. Die leeu van Wes-Transvaal sterf op 15 September. Maar Oom Niklaas het ook gepraat van karre wat sonder pere ry, bote sonder skoorstene wat onder die water vaar, skepe wat soos ponte lyk, en al die swart strepe wat reg oor ons land lê, waarop die karre sonder pere ry. Sy visioen oor Lord Robert se beleid van verskroeide aarde sou hom destyds egter onder sy medeburgers baie ongewild maak. Ek sien ons manne oor die donker aarde vla. Dan sien ek ons vroue en kinders in hulle honderde saamgebondel. Kan
Die vroue was op vol verdriet en wanhoop. En soos hulle aangejaag word, sien ek ons huise en lande brand. 'n Vuurgloed van horison tot horison, alles toe onder rook en vlamme. Kort daarna het hy 'n tweede visioen gehad, waarin hy gesien het hoe die wit vlag in generaal Piet Cronje se laar opgaan. Maar dit het hy nie aan die boerekommando meegedeel nie. Volgens sy eie woorde sê hy, indien hy dit bekend sou maak, sou hulle hom stenig. Want hulle algemene standpunt was dat generaal Cronje alleen voldoende is om die Britse magte in die see te jaag. Maar die gevoel het bly voortbestaan, veral in die lig van Siener se eie interpretasie van die visioen van hom. Dit is nou die tweede ene. En die uiteindelike afloop van die beleg van Cronje by Paardeberg is uiteindelike oorgawe. Talle van oom Siener se visioene het gegaan oor toekomstye se geweld, oproere, stakings en 'n vuil siekte waarvoor daar nie geneesmiddel sou wees nie. Vigs. In Europa sit 'n ou swart hier wat rokke aan het, en die mis loop van hom af na die weste kant. Toe hoor ek duidelik hoe iemand vir my sê, laat uwe lenden omgorden en by kaarsen branden. Die halssnoermoorde het hy so gesien. Hy sien iets soos 'n mensekop kom uit. Hy het 'n wit boortjie aan. Die wit boortjies verander aan gomlastiekbande. Dan lê daar ook 'n swart iets. Toe oom Niklaas van Rensburg die tweede groot oorlog voorspel het mense hom uitgelag. Die groot griep het ook gekom en sy tol geëis, net soos hy voorspel het. So ook die Tweede Wêreldoorlog. Lili Marleen, wie angst, Lili Marleen. Ek in die afgelope ruk dikwels 'n donkerte oor die wêreld sien toesak. Dis 'n donkerte waarin baie nasies sal ingaan. Oorlog gaan miljoene lewens vernietig. Maar in die nasleep van die oorlog sien ek 'n vloers oor die wêreld neerdaal. 'n Duisternis waarin alle volke sal jammer en bid. Ek sien die sekel van die dood maai miljoene af. Dis 'n verskriklike siekte, want meer mense gaan dood as al die veldslae van die oorlog. 'n Profesie wat oom Niklaas van Rensburg vroeg in 1914 aan generaal de la Rey vertel het. Oom Klaas het die visioen glad nie verstaan nie, maar die gebeure sou spoedig 'n werklikheid word. Die Eerste Wêreldoorlog breek uit waarin 10 miljoen mense sou sterf. Maar gedurende die groot griepepidemie wat daarop sou volg, die van 1918, het meer as 30 miljoen mense gesterwe. 3 maal soveel as gedurende die oorlog. En Suid-Afrika sou dit nie vryspring nie. Gedurende die vredesonderhandelinge arriveer 'n skip vol soldate wat met verlof was in Kaapstad. En ofskoon generaal Louis Botha bewus was van die griepepidemie aan boord, het hy nogtans toestemming gegee dat hulle aan land kan gaan om te rus. Kort daarna breek die griepepidemie uit en nagenoeg 70.000 mense sterf. Generaal Botha self kry griep in 1919, of so is daar gesê. Die Siener het gesien, die man met die militaire klere, generaal Botha, sak agteroor, dit beteken hy sterf. Hy sien die bye pak op hom. Toe het hy later vir my pa gesê, boy, ek het 'n fout gemaak. Dit was nie bye nie, dit was brommers. Generaal Louis Botha, hy het gesien, generaal Louis Botha het selfmoord gepleeg, hy het sy polse gesny, omdat generaal Botha die mense wat die griep gehad het, toegelaat het, wat van die oorlogsfronte in Europa gekom het, toegelaat om die land in te kom. Hy het gesê, laat hulle vakansie en verlof kon geniet, sodat hulle kan teruggaan om te gaan veg. Oom Niklaas van Rensburg het gepraat van republiekwording
Die dood van Hendrik Verwoerd, die depressiejare, Japan wat deur aardbewings vernietig sal word, revolusies in Rusland, groot stakings hier by ons, die rooi vlag met die sekel daarop, Duitsland se neerlaag en 'n bloedige burgeroorlog in Angola. God gaan Duitsland weer ophef. Maar is oor Engeland wat die nag gaan toesak. Oom Niklaas het verskeie kere na Engeland se ondergang verwys en na Duitsland wat Duits-Wes weer sal terugvat as ook 'n komeet wat sou verskyn. En 'n komeet met 2 sterre het hy bygevoeg. Interessant dat enkele dae later die komeet wel verskyn. En dit word redelik uitvoerig beskryf in verskeie dagboeke van vroue en ook burgers in die Anglo-Boereoorlog van die komeet wat verskyn. En dat hulle gekyk het of hulle na volgens die mededeling van Siener nie iets meer uit die komeet kon wys word nie. Na die mislukte rebellie van 1914 tot 1916 bevind oom Siener saam met van sy mede-rebelle hulle 'n tyd lank in die tronk. In die gevangenis skryf meneer Deune 'n visioen op wat oom Niklaas gehad het, op die laaste 3 bladsye van oom Siener se Bybel. Ek droom dat naby my huis is daar 'n kerk, maar die predikant is nie daar nie. Die waans staan in 2 rye en ek sit tussen die vroumense en 'n klein meisie van so 8 jaar stap op en sê: "Kyk na die westerkant." 'n Visioen oor die begin van ons grensoorlog, want die res van die visioen dui op 'n verkiesing, 'n regering wat wankelrig is en soldate wat nog maar kinders is. Hy sien ook die geweld wat sal losbars in ons land en die val van kommunisme kort voor die einde van hierdie veraf oorlog. Rusland sal ondergaan in dieselfde tyd wanneer die Afrikaners se laaste vryheidsstryd gaan begin. En dan sien hy hierdie een, ek gaan hom nie verklaar nie, en elke een wat dink kan homself verklaar. Ek sien 'n skoon geskeurde jong man wat aankom. Die sekel is krom. Die waans vlug by my verby. En perderuiters, bewegings, staan in lang rye langs die verbygaande vlugtende waans. Hulle doen niks. 'n Paar bruin perde gaan terug in kampe. Afskeiding. 'n Vaalhoed en 'n kombers wat hang. Kom in die gesig. As ook 'n seepot met water. 'n seepot, water is nuus. Seepot is water wat troebel is. En vleis wat aan houte hang. Moorde. Aan die ooste kant. Die hout draai en dan kom dit na die weste. Die moorde gaan beweeg ook na die weste kant. Wat skimmelperde? Verskyn voor 'n huis. Die moordenaars verskyn voor 'n huis. En dan 'n swart hoed waarom Lamfer gesit is, wanneer die moorde voltooi is. Oom Niklaas van Rensburg het baie vertel van 'n donker tyd in Suid-Afrika se toekoms, wanneer drastiese hervorming die land as het ware sal omploeg. Wie baas was, is nou klas. Dit sal nog in hierdie tyd wees dat ons leiers ook hals oor kop gaan poog om 'n nuwe regering tot stand te bring. Die parlement sit as ons dinge hier begin. En daar's droogte in ons land. 'n Verskriklike droogte. Ek sien mieliemisoeste kom soos wat die land nog nooit geken het nie. Die moframme sit met hulle koppe bymekaar, want daar's uiters dringende sake om te bespreek. Die droogte het gekom. Die droogte het gebly. Die grootste droogte wat Suid-Afrika nog beleef het. Na raming het ongeveer 10.000 boere hul plase weens bankrotskap verloor en talle ander moes gaan werk soek. Daar bestaan min twyfel dat dit die droogte is wat Siener van Rensburg gesien het. Het was ook nog nooit nodig
dat staatshulp op so 'n groot skaal soos tans aan boere verleen moes word nie. Maar van algehele hervorming in Suid-Afrika het oom Niklaas helder en duidelik geprofeteer. Nie net in die politiek nie, maar ook in die kerk. Dit sal wees soos in die dae van Nehemia. In die tyd van hervorming sal daar in ons land haas niks reg wees nie. Nie in die regering nie en ook nie in die kerk nie. In daai tyd sien ek die unie is omgeploeg. Wat bo was is dan onder en die baas was is nou Klaas. In die algemene samelewing sal daar ook totale hervorming wees. Maar oom Siener van Rensburg waarsku die mense ook teen kommunisme en sê dat dit die bron van al ons probleme sal wees. Volgens die boekstem van 'n profeet, die kommunisme gaan die swart bevolking as kanonvoer gebruik in die revolusie wat oor dekades heen beplan is. Swart mense laat ook toe dat hulle gebruik word, omdat daar vir hulle 'n groot beloning wag. Welvaart, nasionalisering, 'n lui lekker bestaan en die slawerny van die blanke. Hierdie ydelle beloftes spoor hulle aan tot ongekende geweld en haat. Hy het ook vertel van vyande, Jingos, wat uit die oostelike provinsie vereniging toe sal kom en by 'n petrolfabriek gaan wag. In hierdie tyd sien ek in Johannesburg 'n baie groter staking as wat daar in 1922 was. En al die treine in die Unie, behalwe die trein tussen Prieska en Duitswes, staan doodstil. Ook hulle staan. Hoewel ek nie die gesigte bestudeer het nie, is ek bekend met die inhoud daarvan. Veral van die gesigte wat in ons museum bewaar word. En dit is verbasend hoe baie van die visioene skyn verband hou met gebeure vandag. Dat dit dui op dinge wat vandag plaasvind of dinge wat ons verwag binnekort ook gaan gebeur. Oom Boy Mosman, bosom vriend van oom Klaasie, skryf dat hy aan oom Siener gevra het hoekom ons nie die Afrikaner sappe, liberaliste van die gevaar kan oortuig nie. Siener se antwoord was kort en kragtig. Ek het hulle oë gesien. Dis wit soos 'n dier wat blind is en dit peel uit. Ons kan hulle nie oortuig nie. Volgens Siener sal hierdie 'n donker tyd vir Suid-Afrika wees. Gedurende die rebellie was dit so donker dat hy nie sy perd se maanhare kon sien nie. Maar gedurende hierdie tyd sal dit so donker wees dat hy nie sy hand voor sy oë kan sien nie. Oom Niklaas het ook gepraat van wit rassisme, wat soos 'n veldbrand deur Europa gaan versprei en in Duitsland sal begin. Van verraad in ons regerings, van 'n belangrike man in Johannesburg wat gewelddadig sal sterf, van 'n kookpot by vereniging, van swart geweld en wit tente in die Karoo. Oom Siener sê dit was by vereniging waar die boere die vernederende vrede van 1902 moes teken. En dit gaan daar wees waar hulle die vyand hierdie slag die nekslag sal toedien. In die laaste maande voor oom Niklaas se dood het sy gesondheid stadig maar seker agteruit gegaan. Hy het erg aan hoë bloeddruk en artritis gely en het veel ouer gelyk as wat hy was. Ons volk het bitter gely in die jare wat agter lê. Daardie lyding is nog nie verby nie. Ek sien 'n swart gordyn hang oor die verste toekoms. Maar sterf liewer in die stryd as om het gewonne te gee. Hy het geweet sy einde kom aanstonds en so het sy visioene ook al minder geword. Ek sien die kinders delf en haal wit kluite uit. En onder in die gat lê 'n lang diamant. Ek sien my hierdie lê op my. Ek sien 'n spykerplanke om my. Ek sien 'n tafel met kamfer en 'n hoopie wit klippe.
Janse van Rensburg se voorspellings en visioene het 'n verrykende invloed op die verloop van ons volksgeskiedenis gehad. Talle van sy boesemvriend Boy Moesman se geskrifte het nou weer ongekende belangstelling gewek, net soos oom Klasie voorspel. Ek reken dat wanneer ons van Siener van Rensburg sy rol in die geskiedenis van die Afrikaner volk kyk, ons moet sê dat hy ongetwyfeld oor 'n wonderlike vermoë van heldersiendheid beskik het. Dat hy dit as Christen-Afrikaner geïnterpreteer het en as sy gelowige mening vir daardie doel wou aanwend, om ook die toekoms van die Afrikaner volk duidelik te maak. Hy het 'n hele klomp visioene gehad van simboliese aard, sommige van die simboliek so versluier dat dit baie moeilik is om daarin 'n interpretasie te hê. Ek wil net byvoeg dat beklemtoon moet word dat Siener van Rensburg nie as 'n waarsêer gebruik moet word en ook vir allerlei doeleindes misbruik moet word nie. Maar dat ons wel kan sê dat Siener van Rensburg as gelowige Afrikaner uiteindelik die vryheid van die Afrikaner in die vorm van die vierkleur wat weer sou herrys gesien het, en dat hy 'n vrye toekoms vir die Afrikaner volk gesien het. En vir my as Christen gelowige is daar die een belangrike komponent uit die lewe van Siener van Rensburg te leer, naamlik die geloofskomponent, en dat hy altyd die geloofsperspektief op die geskiedenis en die toekoms van die Afrikaner volk behou. Oom Niklaas is selfs in die blou boeke van ons parlement opgeteken. Na afloop van die mislukte rebellie van 1914 was daar 'n kommissie van ondersoek na oom Niklaas se aandeel daarin, en selfs generaal Hertzog moes voor die kommissie van oom Siener se geloofwaardigheid getuig. Maar staatsmanne het oom Niklaas ook destyds om raad gevra, soos generaal Smuts tot sy ontsteltenis gedoen het. Hy het oom Siener gevra wat hy kon doen om die breuk in Afrikanergeleedere toe te maak. Sy antwoord aan generaal Smuts was: skryf 'n eleksie uit, 'n verkiesing uit. En as jy die meerderheid van die stemme verwerf, dan weet jy dat die Afrikaner volk agter jou is. Aan Boy Moesman deel hy dit toe mee. Toe sê Siener vir my persoonlik, Boy Moesman, hy sê, kyk, hy sal my raad vat, want ek sien, ek kap die doringbos wat in die volk se pad is, kap ek af. In die laaste jare van sy lewe het talle mense oom Siener gevra hoe sake vorentoe lyk. Ek sien die volk gaan nog eendag dinge in sy eie hande neem. En die wat nie pad gee nie, trap hulle dood. Daar sal 'n groot stilte heers net voor die storm, wat gewelddadig maar kort sal wees. Daar sal een emmer bloed omval, en daarin sal ons vlag gedoop word. En die bloedvlag sal dan wapper oor 'n vrye volk. Het is min dat hy self kommentaar op sy visioene gelewer het, maar hy het gesê, hy sien die volk neem sy reg in eie hande, hy begin self dinge reg maak wat nie reg is nie. Dr. Rousseau het toe met Siener van Rensburg gesprek gehad, waarin Siener van Rensburg toe vir hom gesê het, hy sien die vierkleur word aan 'n paal gehys. Dit beteken bestaan vir ewig. En soos ons weet, die vierkleur, die simbool van die Vrye Republiek. En het hy ook vir Dr. Rousseau gesê, by die Groot Rivier. Met ander woorde staan 'n verband met die Oranje Rivier. Hierdie pad wat die boerevolk sal loop is onvermydelik. Maar oom Niklaas het ook duidelik gesê dat die volk eers die knie voor God sal moet buig. Mijn hart zou niet vrezen. In die aantekeninge staan, iemand sê tot my, dis nou aan die Siener, jy, die Afrikaner volk, hy is die symbool van die Afrikaner volk, jy sal van brood en water lewe. Die Afrikaner volk sal swaar kry, by tye minder en by tye meer, totdat jy van die vrug sal geëet het. Die druiwestok is die geloof, die druif is die geloof. In 1914 het ons deur 'n sif gegaan. Die keer gaan ons deur 'n smeltvloes. Ek het toe vir julle gesê, ek sien die tyd is donker. Maar oom Niklaas het altyd glimlaggend bygevoeg dat vir die wat weet, die tyd nie so donker sal wees nie.
van hom Klaasie se meer ontstellende gesigte was die oor die 7 plaae wat die Here volgens hom vir Engeland beskik het. Dit sal wees as straf vir wat die Britse koninkryk aan die boerevolk se vroue en kinders gedoen het. Die eerste plaag is dat Engeland al sy kolonies sal verloor. Die tweede, Engeland se algehele finansiële ondergang. Die derde, hongersnood en geldskaarste wanneer anderskleuriges van sy majesteit se eertydse kolonies hom binnestroom. Die vierde is burgeroorlog. In die 5de plaag sal Engeland se vloot so skaalbakkies hulpeloos op die see ronddobber, terwyl die 6de dui op die algehele uitwissing van Engeland se weermag. Die 7de plaag handel onder meer oor die Afrikaner volk se bydrae tot Engeland se algehele ondergang. Maar om Niklaas se visioen oor die uiteinde van sy geliefde boerenasie se lang en hartseer pad klink onheilspellend. Hy was ook oortuig dat daardie 3 traktate wat gedurende die rebellie van 1914 met Duitsland onderteken is, deurslaggewend sal wees vir sy volk se toekoms en dat Duitsland 'n beslissende rol in die laaste jare van hierdie vryheidsstryd sal speel. Ek sien dinge hier sal baie skielik gebeur. Want ek sien die huise staan oop en gordyne waai buite. Die diamantwaste is klaar uitgehaal, maar daar's niemand daar. Die myne is toe, en die mynwerkers is almal huis toe gestuur. Ook die treine staan op die botte. Ek sien julle trek weer na Duits-Wes-Afrika toe. Ek sien 4-kleur wapper weer. Dis God se wil, en sy wil sal geskied. Siener van Rensburg as Christen-Afrikaner, sy visionêre vermoëns, intens Bybels en Christelik ervaar het, en daarom figureer daar ook heel wat verwysings na die Bybel in sy visioene. So byvoorbeeld het hy, toe hy dit juis gehad het, teen die verafgoding van Afrikaner leiers, juis 'n teks in die verband uit die Bybel aangehaal, waar juis die steen op 'n vleeslike arm as sodanig veroordeel word. Daar is by my geen twyfel dat Siener van Rensburg 'n intens Christelike persoon was nie, en dat vir die Christen gelowige se beoordeling van Siener se vermoëns van heldersiendheid daar nie sprake van okkultisme by is nie. Ons kry 'n volmaakte republiek van 'n volmaakte God, sonder 'n penny skuld. En as die burgers wat die vyand verdryf het van Durban af terugkom, dan kry ek 'n nuwe paar veldskoene, 'n nuwe saal en 'n nuwe toon. 'n heel nuwe begin.